Na al die herfsreën het die groot bos genoeg water gehad. Die riviere en die dammetjies was vol en die diere het geweet daar is genoeg water vir die lang koue winter wat voorlê. Die diere in die rivier was ook besig. Die otters het hulle groot houtneste probeer klaarmaak en die visse het ook hulle huise mooi en reggemaak. En Krokkie Krokodil moes ook sy wintershuis regmaak. Een oggend word Bella Barber wakker van 'n geplas en 'n geroep iewers in die rivier. Haar klomp kinders was net reg om uit die huis te swem, om te gaan kos soek en met hulle maats te gaan speel. Kinders, roep Bella Barber. Bly gou bietjie stil. Ek hoor iemand roep en dit klink soos iemand wat in die moeilikheid is. Die kinders bly skielik stil en jou waarlik, daar hoor hulle dit weer. Help! Ek is vas. Ek kan nie loskom nie. Ag wêreld tog, is dit tog nie daardie ou skelm Krokkie Krokodil wat so roep nie. Gaan speel julle nou, kinders. Ek gaan gou kyk wat daar by Krokkie aan die gang is. Klink mos vir my die ou waterjakkals is in die moeilikheid. Die Barberkinders gaan speel in die rivier en Bella swem so vinnig as wat sy kan op in die rivier waar Krokkie Krokodil bly. Toe sy naby Krokkie se huis kom, sien sy wat eintlik aangaan. Krokkie se stert sit vas onder 'n groot stomp. Ag nee tog, Krokkie. Wat het jy nou weer aangevang? Moenie vir my sê jy wou die stomp opeet nie, vra Bella en wil begin lag. Ai Bella, ek is so bly jy's hier. Ek is in groot moeilikheid. My stert sit vas onder hierdie vreeslike dik stomp en ek kan hom nie uitkry nie. En as ek hom nie gou loskry nie, gaan ek verdrink, want ek moet boontoe gaan om asem te kry. Help my tog, smeek Krokkie. Ag ou Krokkie man, dis nou 'n gedoente wag. Laat ek eers dink wat om te doen. Bly jy nou net so 'n bietjie stil, jong, sê Bella. Jy moet gou maak, Bella, ek moet asem kry. Kerm Krokkie weer. Ja, toe nou. Ek het 'n plan. Wag jy nou net 'n bietjie hier, ek is nou terug, sê Bella en swem na die bissies toe. Sy kyk oral vir 'n lang, droë bissie wat hol is binne, amper soos 'n lang strooitjie. Dan sien sy een en sy byt die bissie onder af en swem met dit tot by Krokkie. Nou toe jou ou waterjakkals, ek gaan nou vir jou hierdie lang bissie by jou kies indruk en dan hou jy hom net so vas dat die boonste punt bo by die water uitsteek en dan haal jy asem deur die bissie. Verstaan jy, jong? Ja, ek verstaan, dankie ou Bella. Jy's die beste barber tannie ooit, huil ou Krokkie van pure benoudheid. Ja, toe nou jou ou Judas. Môre as jy in hierdie rivier rondswem, is jy weer dik stert. Dan het jy weer van al jou mooi beloftes vergeet, sê Bella Barber. Sit jy nou net stil hier en gaan gou vir jou hulp soek, sodat ons jou stert onder hy stomp kan uitkry. Dankie Bella, sê Krokkie en steek die bissie se boonste punt bo by die water uit. En daar neem Krokkie 'n lekker groot asem. Dankie tog, sê Krokkie. Ek kan weer asemhaal. Bella Barber het sommer dadelik geweet wat om te doen. Daar was nie nog tyd om vir koning Louis Leeu of vir oupa Uil te laat roep nie. Sy moes vinnig maak, want van al die gereën het die rivier voller en voller geraak. En sy het geweet, dit sou nie meer lank neem nie, dan sy ou Krokkie Krokodil nie meer deur die bessiestrooitjie kon asemhaal nie. En so swem Bella reguit na Otto Otter se huis toe. Toe sy daar kom, is Otto baie besig met die bouery. Ja, ou Otto, jy's aan die gang, né? Sê Bella. Ek weet as jy hier aankom is daar weer 'n guns wat jy wil vra, sê Otto Otter en gaan sit moeg op een van die groot stompe by sy huis. Nou ja, toe, praat nou ou Bella. Ek het nie tyd om die hele dag te sit en gaap nie. Ag Otto, moet nou nie so 'n grommelgorrel wees nie. As jy minder net aan jouself gedink het en net altyd doen wat jy wil doen, sou ons nie nou hierdie krisis gehad het nie, sê Bella kwaai. Otto Otter kyk op en sien Bella is baie ernstig. Genigtig ou Bella, nou maak jy my bang, wat is dan fout? Jy sal moet kom help, jong. Een van die groot boomstompe wat jy afgeknaag het vir jou huisbouery, het op Krokkie Krokodil se stert te lande gekom en nou sit sy stert vas.
Hy kan hom nie onder die stomp uitkry nie. En as ons nie nou gou help nie, gaan hy verdrink. Hy kan nie sy kop bo die water uitsteek om asem te kry nie. Ek het maar vir hom 'n lang biesie gevat sodat hy so lank daardeur kan asemhaal. Maar die rivier raak al hoe voller en voller. En dan sal ons nou gou moet plan maak. Gaan jy terug na Krokkie toe? Ek sal so lank gaan hulp soek. En daarmee is Otto Otter daar weg en Bella is terug na Krokkie toe.